In die nuus vanaand, die minister van Finansies Enoch Godongwana gaan op 21 Mei vir 'n derde keer die begroting in die parlement voorlê, maar die spreker sê geen prosesse gaan aangejaag word nie. Uitspraak word Vrydag verwag in die opspraakwekkende verhoor na die ontvoering van die 6-jarige Jocelyn Smith in Saldanha Bay. En die Lekwa Teimani munisipaliteit in Noordwes wil Bloemhof en Christiana distrikte tot rampsgebied laat verklaar na onlangse vloede. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. 'n Gebalanseerde begroting sal voor die parlement ter tafel gelê moet word sonder dat noodsaaklike dienste soos onderwys, gesondheid en maatskaplike toelaas ontwrig word, so sê die minister van Finansies Enoch Godongwana, wat die nuwe en derde begroting vir vanjaar op 21 Mei ter tafel sal lê. Die minister het toegegee dat die begroting nie 'n verhoogde koers op BTW sal insluit nie. Godongwana sê daar sal gefokus word om kostes meer doeltreffend te bestuur, terwyl belasting op toegevoegde waarde op 15% sal bly. We must do more with less, review government spending critically, root out waste. Every cent of public money must be spent wisely. The second issue, we must strengthen revenue collection. As you are aware, in the same budget, I'm making provision for SARS to collect more, particularly for those who still owe SARS, to deal with illicit trading. Die nasionale tesourie sê graderingsagentskappe is nie bekommerd dat die ommekeer van die BTW-verhoging 'n impak op die vertroue van die fiskale beleid sal hê nie. Die departement sê die omsigtigheid en verantwoordelike bestuur van die regering se finansies en fiskale volhoubaarheid sal vertroue wek in die finale begroting. What they will be looking to us for and for the government as a whole is, are we able to meet the fiscal goals that we've set for ourselves and those we have outlined over the last few years? Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê die proses sal nie deurgedruk word nie, sodat die regte prosesse gevolg word. The Money Bills Act that prescribes the timelines as to when, how much time in terms of the fiscal framework, which the committee must reflect and then come back to the House. The division of revenue, it's also in the money bills which prescribe that it must be 35 days. Godongwana sê die land kan nie verder leen nie en spandeer reeds meer as R1 miljard per dag om sy skuld te diens. Politieke vennote in die regering van nasionale eenheid sal binnekort weer onderhandel oor die terme en voorwaardes van die RNE. Sedert die RNE gevorm is, het die ANC en die DA reeds koppe gestamp oor verskeie belangrike beleidskwessies. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê politieke partye in die RNE moet herbesin oor hoe om beter saam te werk. We are going to have a GNU meeting with all parties in the GNU to reset the party. How should we work? And how do we want to arrange it? These shenanigans that have been happening, ministers doing as they wish in the GNU, others ducking out of the country, going to the United States and all of that, and ministers doing what they do. And let me explain to you, this road is going to be very tough. Die ANC sê die DA het geen deernis vir Suid-Afrika se armes nie en het onder meer die verhoging in die BTW-kwessie vir persoonlike gewin uitgebuit. There is no way that they could have been the genuine representatives of the poor in the context of the VAT. But what they decided to do, tactically, was that now that we do not succeed in what we wanted to do, let's take the contentious issue and run with it.
Because remember, they've had setbacks along the way since the GNU started. When these acts were signed, they felt that they are under the bus. So now is a budget. They have to find a way in which they are going to come back into the mainstream politics. Mbalula sê politieke partye wat eis dat die minister van Finansies Enoch Godongwana moet bedank, maak van die begroting 'n politieke speelbal. Die polisie soek onverpoos na 'n Volkswagen Polo voertuig waarin 3 polisiebeamptes gereis het vanaf Bloemfontein na Polokwane. Kort gelede is motordele uit die Henopsrivier in Centurion, Gauteng gehaal, waar die liggame van Boipelo Senoge, Kebekulu Linda en Keamogetswe Buys gister gevind is. Die soektog is egter vir die aand opgeskort. Die 3 jong beamptes wat na Polokwane ontplooi is vir die laaste keer gesien toe hulle verlede Woensdag 'n petrolstasie naby Johannesburg verlaat het. Hulle liggame is gister sowat 70 km verder in die Henopsrivier gekry, saam met 2 ander lyke. Die polisie sê die 2 ander voorvalle hou nie verband met die eerste nie. Die polisie het egter nog nie bevestig of die motoronderdele wel die van die vermiste voertuig is nie. Our police drivers use wader sticks when they search for objects in water or in rivers. So that particular wader stick felt a metal object. So we believe that it could be the vehicle that we are looking for, because 150 meters from there, we found a police reflector jacket with the name of Constable Linda. Die polisie wag ook op die na-doodse ondersoeke wat die oorsaak van die dood sal opklaar. Die families het aangedui dat hulle môre gaan vergader oor begrafnisreëlings vir die 3 afgestorwe polisiebeamptes. Die langverwagte uitspraak in die Jocelyn Smith ontvoering en mensenhandelverhoor sal na verwagting môre gelewer word. Die regsverteenwoordigers van Kelly Smith en Stefano van Ryn het vandag hulle slotbetoog gelewer. Die verhoor het vir 2 maande in die rondgaande Wes-Kaapse Hooggeregshof in Saldanha Bay geduur. Smith, Van Ryn en Jacqueline Apollos word daarvan beskuldig dat hulle Jocelyn ontvoer en vir R20,000 verkoop het. Die verdwyning van die 6-jarige Jocelyn uit haar huis in die Middelbos, informele nedersetting in Februarie verlede jaar, het die nasie aangegryp. Die beweerde betrokkenheid van haar eie ma, Diesel Carroll en hulle 2 vriende het gemeenskapsverontwaardiging ontketen. Tydens 'n binneverhoor het Van Ryn en Apollos se regspanne aangevoer dat verklaringe vir hulle in Maart verlede jaar aan die polisie gemaak het ontoelaatbaar is. Die hof het anders beslis. Van Ryn se prokureur hou vol dat die staat geen saak teen haar kliënt het nie. Sy het die ondersoek na die kind se verdwyning as swak beskryf en die hof gevra om die getuienis van die staat se hoofgetuie, Laurentia Lombard, wat sy as 'n reeks leenaar uitgebeeld het, te verwerp. I humble submit before this court that the state has failed dismally to prove its case beyond reasonable doubt. I request my client not to be convicted on these charges. Die staat voer aan dat die saak die eerste van sy soort in Suid-Afrika is en 'n belangrike een vir regspraak. Gewoonlik is die slagoffer in 'n mensenhandelssaak die hoofgetuie, terwyl Jocelyn in die geval steeds vermis word. Dit meen dat Jocelyn van haar vryheid ontneem is en dat die mensenhandel neerkom op hedendaagse slawerny. Smith het na bewering die sogenaamde verkoop van die kind so ver terug as Augustus 2023 beplan. Haar vriendin Lombard, wat staatsgetuie geword het, het getuig dat Kelly aan haar gesê het dat sy die kind aan 'n sangoma vir R20,000 verkoop het. Terwyl die staat toegee dat Lombard se getuienis vatbaar is vir kritiek, aangesien sy erken het dat sy gelieg het, sê dit haar getuienis is gestaaf deur onder meer die van evangelis Stephen Nico Kutsia. Hy het getuig dat Smith vir hom gesê het dat haar kinders weggeneem sal word en dat sy R5,000 sal aanvaar as die mense nie die R20,000 het nie. Haar prokureur voer egter aan dat daar nie op Kutsia se getuienis staatgemaak moet word nie. And I submit, my lord, that because of the passage of time and the attention that this matter got, he received information and
As time progressed, he adapted his version of what may have been said to him. I submit that he was a single witness in this instance also. Although he did relay his version, according to him, Ms. Smith is the only one who explained to him what the plan was. And for that reason, his evidence should be treated with caution. Hy sê met al die getuienis wat gelewer is, kan die saak teen Smith nie bo redelike twyfel beskryf word nie. In sy repliek hou die aanklaer vol dat hy 'n strafsaak teen die 3 beskuldigdes het. There is no way that man made this up and fabricated this. There's just absolutely no ground for an argument that was a fabrication and seek of fame. The person seeking the fame was Ms. Smith. Definitely not Mr. Coetzee. Regter Nathan Erasmus het beslis dat die eerste 2 rye sitplekke in die lokaal gereserveer word vir familielede van die beskuldigdes en die vermiste kind. Hy sal na verwagting Vrydagoggend om 10:00 uitspraak lewer. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Ons maak 'n regstelling, die uitspraak sal Vrydag gelewer word. Die man wat van brandstigting en die moord op sy 4-jarige dogter, sy lewensmaat en die se ma beskuldig word, is tot 5 Mei in die Mdantsane Landdroshof in Oos-London in die Oos-Kaap uitgestel. Die 35-jarige beskuldigde het na bewering die 3 slagoffers in hul hut in die Bosonke plakkerskamp toegesluit voordat hy petrol daaroor uitgegooi en dit aan die brand gesteek het. Die departement van korrektiewe dienste se verbod dat gevangenes wat verder wil studeer slegs toegang het tot persoonlike skootrekenaars in hulle tronkselle vir bepaalde tye is ongrondwetlik, so het die konstitusionele hof gelas. In sy uitspraak het regter Steven Majid gesê die departement se beleid skend gevangenes se reg tot verdere opleiding. Dit volg nadat 'n gevangene wat verder studeer, Mbalenhle Ntuli, die departement hof toe gesleep het. Die departement moet nou sy beleid aanpas om gevangenes wat geregistreerde studente is toegang te gee tot skootrekenaars. Die tugverhoor teen advokaat Dali Mpofu SC is uitgestel weens 'n kragonderbreking en wysigings aan die klagstaat. Mpofu het voor 'n onafhanklike tugkomitee van die Regspraktykraad verskyn in verband met 7 aanklagte van wangedrag en dat hy die regsberoep in oneer gebring het. Die kragonderbreking en hoofregter Mandisa Maya en voormalige openbare beskermer advokaat Thuli Madonsela se aanduiding dat hulle nie aan verrigtinge gaan deelneem nie, het egter tot die uitstel gelei. Honderde Congolese soldate en polisiebeamptes wat sedert die Januarie aanval in Goma aansoek gedoen het vir vlugtelingstatus is na Kinshasa onderweg. Die Rooikruis sê die Congolese regering, die Verenigde Nasies en die M23 alliansie het hom gevra om as bemiddelaar waar te neem. Intussen is soldate van Malawi, Tanzanië en Suid-Afrika ook besig om uit die ooste van die DRK te onttrek. Verlede week het Rwanda en die DRK 'n ooreenkoms in die FSA onderteken om die konflik te beëindig. Bly by ons vir nog nuus net hierna. Lekwa Temane plaaslike munisipaliteit in Noordwes wil hê 'n ramptoestand moet in die Bloemhof en Christiana distrikte afgekondig word. Oorstromings kom in die gebiede voor en talle inwoners is haweloos gelaat en eiendomme beskadig. Dit nadat 10 sluise van die Vaaldam en 7 van die Bloemhofdam verlede week oopgemaak is om die watervlakke wat op meer as 100% kapasiteit is te bestuur. Die Departement van Water en Sanitasie sal vandag 2 sluise by die Vaaldam weer toemaak. Meer as 100 huishoudings word geraak
Die oorstromings het ook 'n reuse invloed op die sakebedrywighede in die gebied. Op die 27ste Maart het ons begin toemaak vir besigheid, want jy kry geen mense nie. Die Paasnaweek se kliënte het verlore gegaan. Hierdie lang naweek wat werkerslang naweek is verlore. Ons was vol geboek, ons moes al die gelde terugbetaal aan mense en so ook al die ander eienaars. En dit het 'n vreeslike invloed op almal se kontantvloei. Ons het werkers. By die hoek alleen dink ek is omtrent 150 werkers. En daai mense moet kos kry. Die sakesektor sê die regering moet hande vat met die private sektor om 'n permanente oplossing vir die aanhoudende oorstroming van die Vaalrivier te vind. Ons in Waterwese kan gesels en ons kan 'n bydrae lewer, sal ons baie bly wees. Laat ons praat met mekaar. Ons kritiseer julle nie, ons beklei nie met julle nie. Ek weet daar's baie mense wat beklei met julle, maar ons wil met julle saamwerk om die toerisme in Suid-Afrika wat nommer 2 is, landbou is nommer 1, toerisme is nommer 2 volgens die regering van die dag. En ons wil saamwerk om dit uit te bou, om soveel as moontlik werksgeleenthede skep in Suid-Afrika. Intussen sê die munisipaliteit 'n ramptoestand moet afgekondig word. It is inevitable that disaster is to be declared. Because beyond this, my brother, because this floods did not only affect the houses and the infrastructure inside of the resort, it has also affected your sewer infrastructure, your road infrastructure. So in an actual fact, the municipality has significantly regressed. Die gebied het die afgelope 14 jaar verskeie oorstromings beleef. Kwessies met watertoevoer in die Chris Hani distrik in die Oos-Kaap is dalk eersdaags iets van die verlede. Die minister van Water en Sanitasie, Phemi Matshodina, het die belofte gemaak tydens 'n oorsigbesoek aan die Konkla pompstasie en Machibini en Ilenge watersuiweringsprojekte. Die 750 miljoen rand se projekte moet watersekuriteit verbeter en volgehoue watertoevoer aan die inwoners van die omliggende gebiede lewer. Ongesuiwerde water word van die dam na die Komani Berry dam herlei vir die suiweringsproses. Die pompstasie langs die Konka-dam is 'n broodnodige oplossing vir die waterkrisis wat die Komani gebied tuister sedert die Bonkola dam opgedroog het. Die pompstasie verskaf 36 miljoen liter water per dag aan Konani en 12 omliggende nedersettings. We are also concerned that when planning was done, the area of Emalahleni was not connected or integrated to the main pipeline. So the next phase, which will be about phase 9 or so, must also link those areas, especially the areas where the dam is, because it is unfair that you are in the area where the dam is, but you are unable to get water. Die projek wat in 2012 begin is, moes in 2019 voltooi gewees het. Probleme met die pompe en meganiese probleme het tot onbetroubare watertoevoer gelei wat besighede in die Komani area bedreig het. Service delivery is part of the value chain. You need development. When you are able to put bulk water, able to establish, develop a dam, you are addressing development. For you to talk industrialization, you need water, you need power. Herstelwerk aan die Konka pompstasie gaan 'n verwagting in Junie voltooi wees. Kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het. Ons sportsegment volg net hierna en die weer beloof 'n mooi dag vir Werkersdag. Bly by ons. Dis dan al van die Afrikaanse nuusspan. Totsiens tot môre aand. Mooi bly. Dis tyd vir die weer. Goeienaand.
welkom. Vannag sien ons 'n 30 tot 60% kans vir reën in die noordelike dele, die westelike dele en dit strek al die pad op tot en met die oostelike dele van die land. Vanmôre die reën steeds voort in dele van die noordelike dele, die oostelike dele en tot in die westelike dele van die land. Ons sien dan ook miskolle in die noordoostelike dele en dan ook in gedeeltes van die sentrale gedeeltes van die land. Dan is daar ook 'n 60% kans vir reën langs die suidkus. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in die Noord-Kaap en dan sien ons ook 'n waarskuwing is uitgereik vir sterk wind wat dan verwag word langs die ooskus. Vir môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Noordwes, Gauteng, Mpumalanga en dan in Vrystaat. Ons sien dan rowwe see toestande word dan verwag langs die suidkus en dan steeds 'n waarskuwing vir sterk wind wat dan verwag word langs die ooskus. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Johannesburg 11-22 en dan Carletonville en Springs het dan albei 'n maksimum van 21. In Limpopo sien ons koel met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie. Phalaborwa 17-34, Lephalale 'n maksimum van 29 en dan Mokopane het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 27. Mpumalanga enkele buie en donderbuie. Skukuza bereik 'n maksimum van 36, Imalahleni 10-22 en dan Mashishing 10-23. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Vryheid 13-22, Ulundi het 'n maksimum van 21 en dan Durban 20-22. In die Oos-Kaap, Graaff-Reinet 'n minimum van 8, Willowmore minimum van 6 en dan Mthatha het 'n maksimum van 20. In die Wes-Kaap sien ons reën word verwag langs die Weskus, Klein Willem en Vredendal albei 10-17, Beaufort Wes 9-16 en dan Riversdal het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 15. In die Noord-Kaap, Kroeman 10-19, De Aar 8-16 en dan Kalvinia het 'n minimum van 3. In die Vrystaat enkele buie en donderbuie, Welkom 11-21 en dan Bethlehem en Frankfurt albei 'n minimum van 9. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Rustenburg 12-24 en dan Vryburg en Taung albei 'n minimum van 12. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.